Nou vanoggend is een van daardie geregte wat jou hele huis laat lekker ruik. En wanneer jy dit opdien, weet jy sommer hierdie gaan 'n wenner wees. Wat ek van hierdie resep hou, is dat dit eintlik baie eenvoudig is. Jy bou net laag op laag geur en dan doen die oond die res van die werk. Nou ek gaan ook nie veel wys nie, maar meer gesels oor presies wat presies die metode en die stappe dan is. Nou al die toerwerk gebeur in die oond. Nou ek het reeds die oond in die vleis in die oond gehad, omdat dit 'n tydjie neem, maar ek gesels gou deur al hierdie stappe wat ek wel gevolg het. Alles sal op die resep ook natuurlik wees. Ek begin met die beesvleis. Nou ek gebruik prima rib. Dit is een van die beste snitte van die bees vir hierdie spesifieke tipe gereg. Nou jy kan ook bees dikrib of chuck soos jy dit ken, gebruik of self brisket gedeelte. Nou wat daardie lekker stukkie ekstra vet het, wat dan natuurlik die disse heerlik lekker geur gee. Die ander alternatief is jou gewone bees kookvleis. Nou ek verkies net vandag die prima rib, want dit is vir natuurlike spesiale ete en ek wil dit nie te veel die bene in die vleis het nie. Net mooi sagte vleis. Nou die eerste stap is die verbruining, gegeur met sout en peper in 'n warm pan met 'n bietjie olyfolie. Dis 'n baie belangrike stap, daardie mooi bruin kors wat vorm gee ongelooflike geur aan die hele gereg en dis hier waar jy die dis natuurlik begin met geurlaag bou. Nou ek doen dit in kleiner hoeveelhede sodat die vleis mooi kan braai en nie stoom nie. Sodra al die stukke mooi verbruin is, haal ek dit uit en hou dit eenkant. In dieselfde pot en ek gebruik graag 'n ysterpot en dan braai jy natuurlik jou seldery en jou eie en jou knoffel in die pan. Ek sorteer dit vir so 8 tot 10 minute tot dit sag en geurig is en ek skraap sommer al daai lekkertes aan die onderkant van die pot los en dit is waar jou geur lê. Nou wanneer ek terugkom, gesels ek verder. Nou net terug by waar ek vroeër geëindig het na die vleis verbruin is, plaas ek die beesvleis terug in die pot bo op die eie mengsel en dan voeg ek die vloeistowwe by, beesvleis, aftreksel, bietjie rooi wyn, 'n blikkie tamatie en hier kan jy ook vars of droë kruie byvoeg. Iets soos timie of roosmaryn werk pragtig saam met die beesvleis. Nou gaan jy daai pot oontoe op 160 grade vir so 1,5 tot 2 ure. Nou dit is waar die vleis stadig gaar word en daardie ongelooflike sagte tekstuur kry. Intussen kook ek dan die aartappels en die wortels apart, net sag en dan daai laaste 10-15 minute gooi ek dit by die pot sodat al die geure lekker in die groente in kan trek. Nou as die sous nog so bietjie dun is, kan jy dit maklik verdik. Jy haal bietjie van daai vloeistof uit en dan hier het ek wel die bruin eie sopmengsel gebruik, maar jy kan ook net bietjie meel bysit en dan net weer terugroer in die pot. Dan laat jy dit vir 'n paar ekstra minute net of in die oond of ek het hom sommer hier op die plaat, dan net sodat dit lekker verder dik word sodat die sous dan kan vorm. En laaste, as dit nodig is, geur jy dit met sout en peper ekstra. Wat ek wel gou hier vir julle wil wys wat ek gedoen het, is ek het daai vleis nou net, ek het 'n vurk gevat en 'n mes gevat en ek het die been, daar's net 1 stuk been aan elke vleis en ek het dit afgesny en ek het dood eenvoudig net dit opgetrek eintlik, want die vleis is so doeksag dat jy dit nie nodig het om dit eers uit die pot uit te haal en op te sny nie. So wat ek nou wel wil doen, soos ek sien, ek het bietjie ekstra vloeistof uitgehaal, ek mag dit dalk later terugsit, maar hier is dan die verdikking wat ek net gaan ingooi en dan gaan ek nou hierdie ook, ek wil eers dit bygooi en dan ek gaan dit nou weer, julle ken ons nou al hoe doen ek doen dit so halfpad en dan nou af kamera, dan gooi ek die ander by, kan jy dit nou net lekker deurroer. Nou as ek terug is, wys ek jou ook hoe ons hierdie heerlike beesvleisgereg gaan opdien. Nou vir die laaste stap en dit is opdiening. Nou net gou om weer terug te gaan is, ek het eers daardie kruie stingels verwyder en dan het ek die beesvleis liggies uitmekaar uitgehaal en dit in stukke gelos en dan het ek die groente en daardie heerlike sous oor die
probeer nou dit doen en teruggaan. Daardie heerlike sous skep ons dan oor die rys of oor koning, wat ook al jy dan nou verkies. Ek is nou eers besig om al die opdiening te doen, ek wil jou nog vertel wat het ek hier in die pot gedoen. En dan vir afronding, sprinkel ek dan nou net die vars petersilie oor. Net gou om te sê is, ek het daai aartappels toe nou ingegooi, en dan het ek nou daai sous ook gegooi, en ek het hom net so, ek wil sê so 5, maksimum 8 minute hier laat staan en prit, net so dat daai sous dan verdik. En hier het ek 'n heerlike pot. Kom ons skep op. So ek vat so skep koring, en dan 'n skep vleis. Julle, hierdie vleis is heerlik doeksag. Soos jy nou gesien het, kan jy dit apart doen. En hoekom ek dit doen, is ek hou daarvan dat my groente altyd sy kleur en sy vorm behou. Ons kan nog so worteltjie hierbo opsit. En natuurlik 'n skep sousie. Die petersilie vir daai groenerigheid, dit helder dit net op, en so 'n bietjie swart peper. En daar het jy dit, 'n bord vol geur, warmte en regte huislike lekkerte. Hierdie stadige gebakte beesvleispot is die perfekte gereg vir wanneer jy 'n feesmaal vir Paasnaweek wil maak. Sagte vleis, geurende sous en eenvoudige bestanddele wat saam iets besonders skep. Die resep is beskikbaar op die Ons Ontbytsake webtuiste. Geniet jou naweek en onthou, goeie kos vat soms net 'n bietjie tyd.